responding to that baptism now saves you, not by removing dirt from the body, but by an appeal to God for a good conscience through the resurrection of Jesus Christ, who has gone into heaven and is at the right hand of God with angels and authorities and powers made subservient to him. Sê saam met my, die woord van God is die waarheid. Ek glo die waarheid. En die waarheid wat ek glo, dit maak my vry. Die waarheid wat ek nie glo nie, maak my nie vry nie. Nou die van julle wat niks sê nie, glo jy dit nie? 1 Petrus hoofstuk 3, ons wil lees van vers 18 af, maar ons gaan fokus van vers 20. Vers 18 net om konteks te bring van môre. Hy sê, want Christus het ook eenmaal vir die sondes gely. Hy die regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring. Hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak deur die Gees. Ons het verlede week daarna gekyk en 'n kosbare boodskap wat tot ons gespreek het. En dan sê hy, in wie hy ook heen gegaan en gespreek het vir die geeste in die gevangenis. Ek dink die Here het vir ons 'n mooi openbaring gebring en die woord oopgemaak aangaande daardie boodskap. En dan vanmôre, wat eertyds ongehoorsaam was, toe die lankmoedigheid van God eenmaal gewas het, in die dae van Noag, onderwyl die ark gereed gemaak is, waarin weinig, dit is 8 siele, deur water heen gered is. Ek wil vanmôre so 'n bietjie na hierdie vers 20 kyk, en dan gaan dit aangaan na vers 21 en 22, en as die Here wil, gaan ons vanmôre klaarmaak met hoofstuk 3. En ek dink ons gaan opbou na 'n hoogtepunt toe, waarna die Here vir iets vir jou en my vanmôre wil doen. En ek glo en vertrou dat die Here vanmôre ons gaan vrymaak, gaan skoon was, en soos wat Faantjie gesê het vanmôre, 'n bonatuurlike ding in ons lewens gaan doen. So ek wil hê jy moet vanmôre ook jou hart begin voorberei, dat die Here vir jou iets spesiaal gaan doen, wanneer jy hier uitstap vanmôre. 1 Petrus hoofstuk 3 vers 20 verwys na Noag se ark. Wie van julle het in die sonnaskool ook geleer van Noag se ark? Ons het daardie liedjie gesing van Noag se ark en die diere waar ons sing, 2 vir 2 stap die diere in. Kan jy onthou? Die aap en die beer en die kangaroo, dan wys ons hoe stap hulle in. Kan jy onthou? Alraai, gaan nie vra as jou kop skud weer eens. Ek glo jy ken vir oom Noag. Alraai. En dan sê die woord van die Here, 8 siele was saam met hom gered. Hy sê die soos deur water heen gered. Dan sê die woord van die Here, wanneer ons daar lees, hy sê die doop is 'n teebeeld daarvan. Ons gaan vanmôre daarna kyk. In ander woorde, wanneer ons hierna kyk vanmôre, dan praat ons van die sondevloed wat plaasgevind het in Noag se tyd. Die woord van die Here sê vir ons dat die Ou Testament is 'n skaduwee van die Nuwe Testament. Wie van julle het al daardie stelling gehoor? Met ander woorde, dis 'n profetiese gebeurtenis, as ons dit so kan sê, 'n skaduwee van wat daar gebeur het, gebeur ook in die Nuwe Testament. En ek wil vanmôre dit vir u wys, sodat u kan sien, dat die God wat ons dien, is ook 'n waarmaker van sy woord, en hy openbaar aan ons, en hy bring vir ons kosbare dinge uit, waar ek en jy kan aan vashou, en hy bevestig sy woord. En soos wat die Ou Testament dan 'n skaduwee van die Nuwe Testament is, waar Noag se tyd as gevolg van sonde, boosheid, goddeloosheid, die water en die aarde bedek, so in die Nuwe Testament, die doop, dan die teebeeld, is daar 'n kosbare boodskap, wat die kind van God ook moet verstaan, wanneer hy in Jesus Christus is.
As ek vanmôre mag vra, wie van u sê saam met my, ek is 'n kind van God. Ek het Jesus aanvaar as verlosser en saligmaker. En ek is nie skaam daaroor. Jy sien, in die tyd van Noag was die wêreld, ek het dit nou vinnig genoem, goddeloos, die woord sê boos en vol sonde. En om die wêreld te verlos, te reinig en te red van daardie oordeel wat oor hulle gekom het die Here toegelaat dat water die aarde oordek het. Water het gekom op God se bevel. God het toegelaat en die hele aarde, die hele skepping, wat in die begin mooi en goed was. Onthou toe God die aarde geskaap het hy toe hy alles klaar gemaak het gesê, dit is goed. Hy het gesê, dit is mooi. Hy het dit geskaap en op die 7de dag het hy gaan rus. Ongelukkig as gevolg van Satan en sy goddeloosheid en die sonde en die boosheid, het alles so versleg en agteruit gegaan, dat toe God daarna kyk, het hy weggedraai en sê, ek kan nie dit meer toelaat om aan te gaan nie. En moes hy oordeel uitspreek oor die aarde. En die manier hoe hy dit oordeel, het hy laat water die aarde oorspoel. Kom ons sê, hy het toegelaat dat die water die aarde oordeel, as gevolg van daai ongeregtigheid, daai sonde, daai goddeloosheid, daai boosheid. Dan sê die woord van die Here, net soos Noag in die ark was, het God 8 mense saam met hom gered van daardie watervloed. Iets wat ek wil hê jy moet onthou nou. Daai water het gekom, dit gereën, die aarde uitgekom, die Here het die water laat kom, en soos wat die water gestyg het daardie watervloed die ark opgetel. En daai water het die ark geskuif na 'n ander plek van skoonheid en 'n nuwe begin toe. Maak dit sin? So almal wat binne in daai ark was geskuif deur die water na 'n ander plek toe. Iets wat kosbaar is, wat baie min mense weet, is dat daai ark het nie 'n stuurwiel of 'n radar ingehad nie. Soos wat 'n motorboot vandag het daai ark nie so iets ingehad. Daai ark was gestuur deur God. Hy was die stuurman van die ark. So daardie dag toe daardie reën beginne val en die aarde, die fonteine beginne oorloop en dit bedek die aarde, nie net die area waar Noag was nie, net so terloops, die hele aarde het daai watervloed die ark opgetel en die ark geskuif vir 40 dae en nagte gedra. Totdat God gesê, dis die plek waartoe ek hierdie ark nou wil vat, en toe die Here sê, dis genoeg, toe laat hy die water sak, en toe sak daai ark op 'n plek waar God gesê het, hier is julle nuwe begin. Ek wil hê jy moet dit net vir 'n oomblik in gedagte hou, want ons dink nie altyd daaraan nie. So die Here kom en as gevolg van daai boosheid, daai ongelowige lewe, daai sonde lewe, kom hy en hy doen 'n bo-natuurlike ding, wat nog nooit van tevore gebeur het, en die woord sê, nooit ooit weer daarna, met water sal gebeur. Hy sê, hy sal nooit die aarde weer met water oordeel en verwoes nie, soos met Noag se tyd. Dit was 'n eenmalige ding. Alright. So, nou kyk ons daarna, die Here kom, en hy gebruik nou hierdie voorbeeld, hy sê, dis 'n teebeeld, soos met Noag se tyd. Kom die woord van die Here nou in Petrus, en hy gebruik dit, hy sê, so is die doop, wanneer die persoon, die mens, ek en jy, tot bekering kom, en ons aanvaar Jesus as verlosser en saligmaker, ons kom tot bekering, en ons laat ons doop, so is daardie gebeurtenis 'n teebeeld van dit wat met Noag se tyd gebeur het. Dis wat ons nou hier gelees het. Maak dit sin vir u?
Maar nou wil ek so 'n bietjie dieper ingaan. Kom ons lees vers 21. Ek wil die teebeeld vir jou nog bietjie meer oopbreek. Want baie keer praat ons van die doop en dan dink ons, ag, hy doop is, kom tot bekering, laat my doop nog gou 3 keer onder dompel, naam Vader, Seun, Heilige Gees. Nou is alles verby. Kom ons gaan vanmôre so 'n bietjie dieper, want ek glo dit gaan iemand help in hierdie plek vanmôre. 1 Petrus 3:21 sê, waarvan die teebeeld, sê saam met my teebeeld, die doop ons nou ook red. Nie, hoor mooi, nie as 'n aflegging van die vuilheid van die vlees nie. Ek wil dit weer lees, want jy moet mooi hoor wat hy sê. Hy sê nie die doop, nie as 'n aflegging van die vuilheid van die vlees nie, maar as 'n bede tot God om 'n goeie gewete deur die opstanding van Jesus Christus. So die vloedwater van Noag se tyd is 'n skaduwee van wat die doop geestelik, sê saam met my geestelik, nie fisies nie, geestelik in die kind van God se lewe beteken. Net soos die water die sonde, die boosheid, die goddeloosheid oor die aarde bedek het en die ark gedra het na die nuwe begin, 'n nuwe plek, 'n nuwe seisoen aangekondig het, so is die doop in die kind van God se lewe 'n nuwe begin, 'n nuwe plek wanneer hy tot bekering kom, 'n nuwe aankondiging wat gemaak word. Ek wil weer sê, jy moet vanmôre probeer wakker bly en my asseblief mooi luister. Mooi luister. En ek wil hê die volgende gedeelte wat ek gaan noem moet jy misverstaan. Want as jy dit misverstaan, gaan jy dalk dink ek verkondig 'n leuen. So vir die volgende 10 minute beweeg jou tone in jou skoen. Haal diep in asem. Hoor mooi wat ek vir jy sê. Die doop wat ek en jy ken as die doop. Baie mense noem dit die onderdompeling. Ons noem dit die doop van die gelowige. Wanneer jy tot bekering kom en jy jou laat doop. Kom ons noem dit die doop, die onderdompeling. Jesus se voorbeeld, jy gaan onder die water in, en jy staan op. Die doop, luister mooi, was jou nie skoon en verlos jou nie van jou sonde en jou ongeregtigheid nie. Die doop vergewe nie ons ongeregtigheid en was nie ons verlede en ons sonde weg nie. Jesus Christus is die een wat jou sonde vergewe. Jesus Christus is die een wat deur sy kosbare bloed jou verlede met sy bloed wegwas. Nooit weer daaraan dink nie, want aan die kruis van Golgotha het Jesus gesterf, het sy bloed gevloei, en wanneer jy tot bekering kom, was Jesus jou sonde weg. Nie die doop nie. Mense dink dat die doop was hulle sonde weg. Mense dink dis in die doop waar hulle verlos word. Nee, dis deur Jesus se bloed wat jou verlos. Dis in sy naam, dis deur sy bloed waar jy vrygemaak word. Nie die doop nie. Nou ek sê nie die doop dra die krag nie, wag 'n bietjie, nee. Maar dis deur Jesus se bloed waar jy verlos is. En dis wat Petrus hier sê. Dis deur sy bloed wat gevloei het op Golgotha, dat jy verlossing kan kry, bevryding kan kry van boosheid, goddeloosheid, van vrese. Dis deur die bloed van die lam aan die geestelike deurposte, kan jy onthou die deurposte in Egipte land wat geverf is, wat die dood verby moes beweeg. Dis deur die bloed van die lam dat jou lewe bedek is wanneer die dood verby jou lewe kom beweeg. Nie die doop, die water in die doop
is nie die afwas van die vuil goed, soos wat jy skoon was in 'n waterbad nie. Dis die bloed van Jesus wat jou skoon was. Nou, baie belangrik, die water van die doop spreek van die graf. En die water is die kragtige simbool en 'n publieke belydenis dat jy Jesus aanvaar en dat jy die kind van God is en dat die ou mens alreeds gesterf het en reeds Jesus aanvaar het as verlosser en saligmaker. So die krag is in Jesus se bloed wat jou vrygemaak het. Want baie mense dink, as ek net gedoop word, dan sal ek vry wees van rook en vloek in my gedagtes, die Here gaan my brein was, al my probleme is verby, ek het vir jou nuus. Jy moet eers tot bekering kom. Eers 'n disipel van Jesus word. Eers dat sy bloed jou verlos, jou vrymaak. Die doop in homself is net die betekenis in die publiek dat ek Jesus aanvaar het. Die belydenis dat ek hom in die publiek bely. Ek is kind van God. Anders mis ons dit. In die publiek sê ek vereenselwig my met Jesus. En ek dink dis die uitdaging, kom party mense sukkel met die doop. Wanneer ons praat van die kinderdoop, wanneer mense besprinkel was as kinders, en nou praat ons van die groot doop, want hulle sê, ek is klaar gedoop, ek het Jesus klaar aanvaar, en dis is moeilik om daai koneksie te maak, want hulle is bekeerd. Hulle dien die Here hulle lewe lank. My vraag is net, het jy die publieke aankondiging self gemaak? Ek plaas nie 'n vraagteken, dien jy Jesus? Jy is 'n kind van Jesus. Jy het tot bekering gekom. Jy is sy kind. Jy is sy kind. Al wat die woord sê, hy sê, bekeer jou en laat jou doop. Maak daai publieke aankondiging, dat ek het gesterf. Pieter kan nie vir my bely nie. My ma kan nie vir my in die publiek bely nie. My pappa kan nie vir my bely nie. Jesus wys ons die weg. Hy sê, Johannes, kom doop my, dat ek in die publiek kan bely. Ek is seun van God. Maar maak dit sin as ek dit so stel? Right, so ek as individu moet bely dat ek Jesus aanvaar het as verlosser en saligmaker, dat die ou mens gesterf het, dat hy nie meer lewe nie, en nou soos wat die water die aarde bedek het, en Noag en die 8 siele in die ark geskei was tot op 'n nuwe begin, word Jesus Christus nou jou en my ark. En in hom, hy het ongeregtigheid geword vir ons op die kruis van Golgotha, word ons geskuif oor daai ongeregtigheid, deur daai goddeloosheid, tot op 'n plek waar hy ons bring op 'n nuwe begin, 'n veilige plek in hom, waar ons weer nie kan begin, want hy het ons sonde vergewe. Nie die water nie, die bloed van Jesus. In hom is ek nie, in hom is ek vry. Maak dit sin? Die water was maar net 'n metode om die bedekking te bring, om ons te bring op 'n plek waar hy ons verlos. Dis waar ons die teebeeld kry van die tyd van Noag tot by Jesus. Maak hierdie sin, hierdie vers meer sin vir u? Want baie keer lees ons oor dit en ons mis dit. Maak dit sin? Kyk my baie ernstig aan. Ek hoop net jou teologie vanoggend bietjie te mekaar gekrap nie. Ek hoop ek wys vir jou wat die woord van God sê vanmôre. En daar is belydenis, die woord sê, bekeer jou en laat jou doop. Daar's geen verskil. Ek gaan nou Romeine 6 vir jou lees, en met wat ek nou verduidelik het, gaan u nou sien hoe maak Romeine 6 vir ons sin.
Laai saam met my na Romeine 16. Romeine 6 vers 1 sê, wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? Hy vra ons 'n vraag. En vanmôre wil die Heilige Gees vir jou en my die vraag vra. Hy sê, gaan ek en jy nou aanhou sonde doen? Gaan ons aanhou dieselfde ding oor worry, elke dag oor dieselfde gemors, stry en beklei en struikel? Sonde, sonde. Elke dag dieselfde ding. Dis die woord wat vra, nie ek sit nou woorde, volume by, maar Jesus vra die vraag. So ek kan my naam daarby sê, hy praat met Eben. Dan gaan hy aan, hy sê, nee, stellig nie. Hy sê, ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Tot op daai punt praat hy nog niks van die doop nie. En hy praat van die verlede tyd. Hy sê, die sonde afgesterf het. Wanneer? Toe ons Jesus aanvaar het, as verlosser en saligmaker. Volgende vers, of weet julle nie dat ons almal wat in Jesus Christus gedoop is, in sy dood gedoop is. Nou bring hy die doop in. So, jy moes Jesus eers aanvaar het, voordat jy in hom gedoop kan word. Maak dit net menslik sin? Ek kan nie in hom gedoop word as ek hom nie aanvaar het nie. Jy sien, my kinders kan nie gebore word uit my vrou as ek en sy nie eers saam was nie. Dis 1 + 1 is 11. Amen. Ons moet eers by mekaar wees. Ek moet daar nie ook op kan notch, dan kan Lilietjie gebore word. As dit nie plaasvind nie, gaan Lilie nie gebore word nie. As ek nie Jesus aanvaar as verlosser en saligmaker, as die koning van my lewe, ek kom tot bekering, daar's 'n oomblik, 'n dag, 'n uur waar ek Jesus aanvaar het nie, hoe gaan ek in hom gedoop word? Dan is dit 'n ritueel, 'n gewoonte wat plaasgevind het, waarby ek nie betrokke was nie, wat iemand namens my besluit het, want dan ek nie Jesus aanvaar. Amen. Want dan was ek nie deel daarvan. Kom ons lees verder. Hy sê, vers 4. Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Sien jy ook daai ark? Jesus, die geestelike ark, die nuwe lewe. Nie meer ek wat lewe nie, maar Christus in my, die ou mens wat sterf, ek word nuut in Jesus. Hy sê, want as ons saam met hom saamgegroei het, deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur die aan sy opstande. Aangesien ons dit weet, dat ons oue mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word, en ons nie meer die sonde sou dien nie. So wie dien ons nou, die sonde of die Here? Want hy wat gesterf het, is regverdig van die sonde. Nou is die vraag nie, is ek gedoop nie, maar het ek gesterf? En nou moet ek die vraag vir myself vra, Eben, het jy al regtig gesterf? Maar net die volgende vers 8 sê, as ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. Omdat ons weet dat Christus, nadat hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie. Die dood heers oor hom nie meer nie. Want die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe, maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. So moet julle ook reken, dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God, in Christus Jesus onze Here. En dan vers 12, laat die sonde dan in julle sterflike liggame. So hy praat van hierdie ding, knyp goed die ou lamtjie in die sagte vleis, dat hy wakker word, en as hy sê eina, dan weet jy hy lewe nog.
Hy sê, laat die sonde dan nie in julle sterflike liggame nie heers, dat julle aan sy begeerlikheid gehoorsaam sou wees. Hy sê, moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde, as werktuie van ongeregtigheid. Lees wel gou daai stelling weer. Moenie jou liggaam, kom ons maak dit persoonlik, net julle nie. Hy sê, moenie my liggaam stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid. Wat beteken dit? My kar breek en ek gaan na Roland. Ek sê, Roland, leen vir my jou kar. Wat doen hy? Hy stel sy kar tot my beskikking. Hy sê, Boeta, hier is my kar, gebruik my kar. Wat doen hy? Hy leen vir my, stel tot beskikking sy kar. Nou vat ek sy kar en ek ry met sy kar. Hy leen hom vir my. Wat maak ek? Hierdie tempel is die tempel van die Here. Wanneer ek tot bekering kom. Hy behoort nie meer aan my nie. It says, no longer I that lives, but Christ who lives in me. Is dit nie wat gebeur as ek Jesus aanvaar nie? So wat doen hy? Hy leen nou vir my hierdie tempel, terwyl ek nog op aarde is. Hoe gaan ek nou maak, as ek Roland se kar leen? Dink jy ek gaan hom spin, eerste, tweede, derde, wanneer hy nie kyk nie? Net iemand wat nie respek vir homself het, en van ander mense, sal sy kar gaan spin. Kom ons wees eerlik. Iemand wat nie respek het vir homself en vir ander mense, en ander mense se goed sal oppas nie, sal iemand anders se kar gaan spin en verniel nie, wanneer hy dit leen. As jy jou eie goed oppas, jy het respek vir jou eie goed, sal jy iemand se ding wat jy leen, ook oppas, waardeer en respekteer. Amen? Dis 'n karaktertoets. Gaan kyk maar. Kinders wat karre verniet kry, wat niks daarvoor betaal nie. Dis hulle wat daai karre verniel, verwoes, gaan drink en gaan jaag en gaan verongeluk, want dit het hulle niks gekos nie. Maar dat hulle werk vir daai kar, dat hulle iets moet doen vir daai kar, dan sê jy hulle waardeer dit meer. Nou ek veralgemeen, jy sê dit is vir almal dieselfde nie, maar in baie gevalle sien jy dit. Okay. So as my liggaam aan die Here dan nou behoort, ek het gesterf, en hy leen hom nou vir my, is ek nie veronderstel om na hom om te sien. Nou verbrand ek hom, ek verdrink hom, ek spin hom soos hy wil. Ek praat nou maar nou net bietjie straattaal. Moet ek dit nou anders te stel. Ek hoop julle kry die punt. Wat sê die woorde? Hy sê, moenie julle lede stel tot beskikking van sonde, as werktuie van ongeregtigheid nie. Hoor wat sê hy? Hy sê, maar stel julle self tot beskikking van God. Nou tel hy net die teenoorgestel, hy sê, maar stel jou liggaam nou as 'n werktuig tot God. As mense wat uit die dode lewend geword het. En julle lewe as werktuie van geregtigheid in die diens van God. So nou sê die Here, hierdie liggaam is nou u se. Hierdie kar behoort nou aan u. Waar ek eers Max opgesit het en hom mooi gemaak het om gesien te word waar ek ry, nou kan jy hierdie kar gebruik om mense kerk toe te ry. So hierdie kar is 'n 4-seater, ek ry alleen, daar's 3 seats. Wie kan ek optel Sondag om kerk toe te vat? Wie kan ek in die week vertel van Jesus? In plaas van net om te worry, die verf elke dag af te was, dat hy blink en mooi. Hoe kan ek hom gebruik om iemand na Jesus toe te bring? Julle verstaan my analogie net. Vers 14. Want die sonde sal oor julle nie heers nie. Hoekom? Want ons het in Jesus gesterf en die doop is die publieke aankondiging dat ek Jesus se kind is. En nou, want julle is nie onder die wet nie, maar onder genade. Ek dank die Here vir genade, anders sou nie een van ons dit gemaak het nie. Kom ons wees eerlik met mekaar.
want die wet veroordeel en maak dood. Noag was onder die wet. En die mense in sy tyd, en kyk wat het die water gedoen. Hulle het almal verwoes, as gevolg van hulle sonde. Dank die Here vir Jesus se bloed, en die genade. Daar is vir ons nog hoop. Dis wat dit vir ons sê. Kom ons lees 1 Petrus 3:20. Hy sê wat eertyds ongehoorsaam was, toe die langmoedigheid van God eenmaal gewas het in die dae van Noag, onderwyl die ark gereed gemaak is, waarin weinig, dit is 8 siele, deur water heen gered is. Maak dit sin? Nou vers 21, waarvan die teebeeld die doop ons nou red, alright, hoor nou, nie as 'n aflegging van die vuilheid van die vlees nie, so die doop was ons nie, maar as die bede tot God as 'n goeie gewete, ons kan nou skoon en rein voor God staan, met 'n skoon gewete, highlight die deel, deur die opstanding van Jesus, as gevolg van Jesus, en nou vers 22, wat heen gegaan het na die hemel, en aan die regterhand van God is, terwyl engele en magte en kragte aan hom onderwerp is. Laaste punt in hoofstuk 3, ons kom nou by die absolute hoogtepunt van alles. Hierdie hele hoofstuk 3 waar ons nou weke aan spandeer. Alles kom nou by hierdie laaste vers by mekaar. Waar is Jesus vandag? Hierdie vers sê vir ons baie duidelik, waar is Jesus? Hy sê Jesus is aan die regterhand van die Vader. Dan gaan die woord aan, hy sê terwyl alle engele, magte, en dan gebruik hy die woord wat sê hy, kragte onderworpe is. Met ander woorde onderdanig is aan Jesus. Eerste punt wat ek vinnig wil doen, as Jesus aan die regterhand van die Vader is, beteken dit, hy het alle mag, alle krag, alle autoriteit, alle heerskappy. In die ou verbond wanneer die koning daar was sy regterhand die een wat al sy autoriteit, heerskappy, mag gehad. So wanneer die koning gepraat het die ene wat langs hom was, sy regterhand, dit gaan sê. En wat hy sê, is wet. So Jesus, ons sê altyd, hy sit aan die regterhand. Die woord sê, hy is aan die regterhand van die troon. Hy is middelaar. Hy sit nie net daar en niks doen nie, lees die Bybel. Hy is 'n middelaar, 'n intercessor. Hy tree vir ons in. Die woord sê, hy is aan die regterhand van die Vader. Wat sê jou Bybel? Sê hy daar sit of sê hy is? Hy is aan die regterhand. Dit is 'n verskil tussen sit en is. Vir my. Miskien is my kop net te plat. Maar sit vir my sê, ek sit en kyk vir jou vanoggend. Ek wag. Jesus sê, ek gaan om vir jou plek voor te berei. En as ek plek voorberei, gaan ek kom. Ek tree vir jou in voor die Vader. Wanneer die aanklaer kom, tree ek vir jou in. Ek is jou middelaar. Ek is daar. Ek is aktief. Ek is besig. Ek beskerm jou. My bloed is daar. Antwoorde, Jesus is daar. Hy tree in. Hy is altyd daar. Hy sit nie net en wag vir ons nie. Maak dit sin? So hy is aan die regterhand van die Vader en hy is daar vir u en vir my. Met alle heerskappy, alle krag, alle autoriteit, in die hemel, op die aarde, onder die aarde, in die hele heelal. Dis die Jesus wie ons dien. Tweedens, let gou op die 3 dinge wat Jesus, of wat die woord van God daar noem. Hy noem daar 3 dinge. Hy noem engele, magte, en kragte. Die feit dat die woord van God hierdie 3 dinge noem, hierdie 3 magte noem, dit pertinent noem, is 'n bevestiging dat Jesus autoriteit oor alle engele, alle magte, alle kragte in die heelal op die aarde het. Oor elke bose struktuur, oor elke ekonomiese krisis, oor elke donker, bose mag in hierdie duistere wêreld, oor elke ding wat jou bang maak, Gogga maak vir baba bang, ne? Alles wat almal bang maak, elke engel,
demoniese mag en krag, het Jesus autoriteit. Openbaring 17 vers 14, Openbaring 19 vanaf vers 16 getuig daarvan. Hy sê, Jesus is die koning van die konings en hy is die Here van die Here. Psalm sê hy is die Here van die leerskare. Hy is die koning van die konings. Die Griekse woord wat gebruik word vir onderwerp, vir onderdanigheid. Wanneer hy praat van hierdie magte wat aan hom onderwerp word, is die woord hypotasso. Sê gou saam met my, hypotasso. Nou hypotasso is 'n weermagswoord, 'n army woord. Hypotasso beteken die volgende: om wetlik, amptelik en permanent onder die voete gerangskik te word. Kom ons vertaal dit in Afrikaans. Jy moet in die ry staan en instruksies neem, of jy wil of nie. Die wat in die army was, sal weet waarvan ek praat. Amen. En die wat in die skool was, toe ons nog in die skool was, weet ook waarvan ek praat. As meneer gesê, staan in die ry, het jy in die ry gestaan. Jy het nie mense regte gehad, ja maar meneer, ek voel nie so nie. Daar was die 3 rye gewees, vir die seuns, vir die dogters en vir die, weet nie wie hulle is nie. Die wat vandag nie so voel nie. Amen. Staan, dan staan jy, sit, dan sit jy. Dis wat hypotasso beteken, met ander woorde, totale, wetlike, amptelike, permanente heerskappy. Dis wat Jesus het, oor elke engel, oor elke mag, en alle kragte. Met ander woorde, hulle moet luister, as Jesus praat. Want hy is aan die regterhand van die Vader. En alles moet onder sy voete hypotasso. Maak dit sin? En my vraag vandag in afsluiting, julle kan asemhaal. Ek gaan net nog 'n halfuur wees. Ek's eerlik. My vraag aan u vanmôre is, waar en op watse plek in u en my lewe is ons vandag? As Jesus aan die regterhand van God is, hoog bo elke storm en elke probleem, en as Jesus die een is wat alle mag en krag het, dan is ons posisie mos nie onder ons omstandighede nie. Jou posisie is dan mos saam met Jesus, van bo uit 'n hemelse perspektief, uit sy goddelike heerskappy en autoriteit. En nou wil ek die vraag vra, hoekom laat ons toe dat nuus en ons probleme en vrees ons rondruk en pik? Hoekom laat ons toe dat ons omstandighede ons lewe manipuleer? Hoekom laat ons toe dat ons man en ons vrou en ons kinders, en ek maak nie vir een oomblik asof dit nie maklik is nie, of dat dit nie moeilik is nie. Maar hoekom laat ons toe dat hierdie goeders so impak in ons lewe het, as ons saam met Jesus aan die regterhand van die Vader is, ons het gesterf, ons is in sy lewensark, verlos van die boosheid. Hoekom laat ons toe dat hierdie goed ons lewe so manipuleer? Is ons nie veronderstel om oor dit te heers nie, maar nou is ons onder al hierdie gemors. Het ons dan nie regtig gesterf? Waar lê die issue dan? Want dis wragtig nie by Jesus. Hy het die dood oorwin. En hy is aan die regterhand van die Vader. Die probleem is nie by God nie.
En kom ons hou op om die duiwel die skuld te gee. Ons weet hy is die oorsprong van alles, maar hy is regtig ook nie altyd daar om alles te veroorsaak in alles wat ek en jy toelaat in ons lewe. Die duiwel kan nie jou mond beheer nie. Die duiwel kan nie jou mind beheer nie. Ja, hy kan versoek, maar jy maak die besluite. Jy neem die keuses. Jy vat die chocolate en druk hom in. Die duiwel sit hom dalk daar, maar jy eet hom. Daai chocolate het nie voete nie. Hy skree uit, gryp my, eet my, maak my oop, kou my. Jy sê, hy versoek jou, maar jy vat hom en jy sit hom, jy gee die chocolate krag. As hy chocolate daar bly lê, bly hy daar lê. Jy gee die ding krag hier in. Jy gee in. Jy gee jou tong die mag en die krag om vloeke en bindinge en leuns uit te spreek, of jy hou jou mond in toom en hou op om die ander die skuld te gee. Is jy nie gewas deur die bloed van die lam nie? Het die water dan niks vir jou beteken nie? Hoe lang wil jy nog 'n pamperlam word? Jesus staan aan die regterhand van die Vader, met alle krag, alle autoriteit, alle heerskappy. Maar ons laat toe dat die wêreld se gemors ons manipuleer en beheer. Waar Jesus sê, hy het alles gehypotasso. Alles is onder sy voete. Ons gee dit krag. As ons hierdie ding kan besef en dit toepas in ons lewe, hoor my mooi, het ons nie berading, bevryding, sielkunde, counseling en al daai goed nodig nie. Want die dag as ek Jesus waaragtig aanvaar as verlosser en saligmaker, het al daai goed, daai kleinste waar hy saadjie ontkiem het, gaan hy dood daar binne-in. Die oomblik as Jesus bloed jou lewe inkom. Dis wat hy kom doen. Daarom die doop dra nie daai krag nie. Daarom kan die doop nie skoon word. Die doop is 'n publieke aankondiging en is belangrik. Want daar begrawe ek die ou mens. Dis daai aankondiging. En ek vat nie die krag weg nie, maar die doop in op sigself sonder Jesus beteken niks. Jy moet Jesus saam met jou invat. Dan sê hy saam met hom opstaan. Saam met hom uit die dood uit opstaan en lewend word. Sien, as ek en u dit kan snap uit die hele boek van 1 Petrus 3 uit. In ons huwelike waar ons begin het, in die huwelik, die man teenoor die vrou teenoor die man, in ons verhoudinge, kan nie onthou waar ons begin. Dis net hoofstuk 3. En ons kan al hierdie goeders begin toepas, en waar hy ons inbou by mekaar, en ons deel word van die liggaam, en ek kom op 'n plek waar ek sê, Here, my alles vir u. Weet jy of wat, dan hou ek op om rond te loop as 'n slagoffer, en ek sê ek is meer as 'n oorwinnaar. Want as ek weet my Jesus lewe, en hy is aan die regterhand van die Vader, en alle engele, alle kragte, alle magte, dit sluit alles is onder hom gehypotasso, is onder hom onderdanig, dan loop ek nie rond soos 'n slagoffer en soek na stompies nie. Ek staan op in die krag van die Here, en ek is meer as 'n oorwinnaar. Dis die God wat saam met my staan, want die een wat vir my is groter as hy wat in die wêreld is. Dis die God wat ek aan vashou. Wanneer my huwelik deur moeilikheid gaan, dan sê ek, hy wat vir my is groter as hy wat in die wêreld is. Wanneer my finansies moeilik is, dan sê ek, hy wat my voorsienaar is, aan hom behoort alles in die heelal. Ek kyk nie na die fisiese nie, maar ek hou vas aan die God wat ek dien.
Wanneer die drankverslawing my trek, want hy wil my terugtrek, ek wil drink, dan sê ek nee, ek is verlos deur die bloed van die lam. Wanneer druk trek en ek wat is daai woord, depressief raak, ek moedeloos raak, en ek wil wyp, en ek wil weer terug gaan na rook toe, en al die versoeking trek, dan sê ek nee, ek is verlos deur die bloed van die lam. Jesus is my Here wat my verlos, ek het nie 'n plaasvervanger nodig nie. Ek is verlos. Wat doen ek? Ek kies lewe, want die ou gemors het gesterf. Amen. Het ek vanmôre tot jou gees gespreek? Het die woord van God tot jou gees gespreek? As dit net wil ek hê jy moet saam met my opstaan vanmôre. En ek gaan 'n paar verse uitspreek. Ek wil hê jy moet dit saam met my proklameer vanmôre. Amen. Ek wil net eers hierdie vers lees. Hy sê, daarom het God Jesus ook uitermate verhoog en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat die naam van Jesus, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van wat in die hemel en wat op die aarde en wat onder die aarde is. En elke tong sou bely dat Jesus Christus is, of die Here is, tot die heerlikheid van God die Vader. Wie van die glo dat die Bybel die waarheid is? Wie van die glo dat hierdie die waarheid is? Nie hierdie blaaie nie, maar God se woord. Wie van die glo dat daai vers die waarheid is? Nou die woord van God sê alles op die aarde, in die hemel en onder die aarde. Alles sal buig. Dit beteken alles wat 'n naam het, moet buig. Alles wat 'n tong het, sal bely. Met ander woorde, alles wat bestaan, moet buig voor die naam wat bo alle name is. Die koning van die konings. So wat se probleem, wat se issue waarmee jy stryk, ding wat jou nog onderkry, is groter, is hoër as die naam wat bo elke naam is. Sê vir my vanmôre. Kom, is daar iets? Dis nie nodig om uit te daag nie, maar God vra jou vanmôre, is daar iets groter as hy? Want al wat groter as hy is dit wat jy die krag gee in jou lewe. Net as jy dit die krag gee. So vandag kan ons hier uitstap, soos wat ons hier ingekom. Of ons gaan die keuse maak en sê ek is klaar. Ek is klaar. Genoeg is genoeg. Kyk, van julle gaan nou al vir jare deur counseling. Julle het nou al hoeveel pastore gesien. Jy is nou al hoeveel keer gesalf. Jou kop blink nou al. Jy weet nie meer om te was nie, man. Is nou tyd om groot te word, daai gemors te los en die Here te dien. Daai gemors neer te los en 'n nuwe mens te word. Amen. Hoeveel keer wil jy die proses oor en oor gaan? Almal gaan vir ons dieselfde ding sê, oor en oor. Amen. Ek is vry. As jy dit nie glo nie, niemand gaan vir sy, baie keer het vanmôre gesê, die Here moes dit aan hom openbaar 2 uur in die oggend. Mense kan jou net so ver bring, maar God moet vir jou 'n werklikheid word. Jesus is die een wat jou moet verlos, vrymaak, genees. Is dit vrees? Is dit twyfel? Is dit angs? Wat is daai ding wat jy krag gee? Hou om ander die skuld te gee, jy gee dit die krag. Vanmôre moet ons die keuse maak. Wil ek jou vra daar waar jy staan. Maak so 'n bietjie jou oë toe. Die Here sê elke tong sal bely
dat Jesus die Here is. Bely beteken ek moet kan erken. So die eerste stap tot vrymaking en tot oorwinning is erkenning en belydenis. So as jy vanmôre struggle of daar's iets, is die eerste ding bely. Sê Here, ek het U nodig. Erken, ek kan nie myself red nie. Is dit vrees vir die onbekende? Jy staan dalk op die voordag van aftrede, of daar siekte, so huwelik, of dis jouself, jy is jou eie vyand. Dan moet jy nou bely. Moet nie langer wag nie. Jou hande moes nou al in die lig gewees en sê, Here Jesus, ek is jammer. Vergewe my. Was my skoon. Here, red my. Wees my genadig. Nie was my met water nie, was my met U bloed. Here, kom reinig my. Geen nie om wat mense dink nie. Geen nie om wat mense sê nie. Mense gaan nie hierdie ark terughou vanmôre nie. Jesus, Here, wees my genadig. Jy sien, daai ou aan die kruis het nie ge-worry wat die ander dink nie. Hy het gesê, Here, wees my barmhartig. Hy het nie lang preke gepreek nie. Hy het net sy stem gebruik en bely en sê, Jesus, wees my barmhartig. Ja, gee dit vir Jesus. Sê, Here, ek kies vandag om dit te los. Ek kies vandag om dit by die voete te los. En as jou kop die probleem is, jou gedagtes, jou denke, jou verlede, dis tyd om dit te begrawe onder die bloed van Jesus, my bloed aan my susaan. Dan moet jy sê, Jesus, kom spoel deur my brein. Kom spoel deur my linkerkant en my regterkant van my brein. Kom spoel deur my korttermyn geheue en my langtermyn geheue. Here, kom spoel deur my gedagtes. Kom reinig my gedagtes, my denke. Kom breek elke verbintenis, elke konneksie met die verlede, elke area waar die Satan my wil manipuleer met vrese, met dinge uit my verlede. Here, kom breek daai konneksies in die naam van Jesus. Daar die triggers van die verlede, kom breek dit in Jesus naam en kom was my vry. Ek neem beheer in die Heilige Gees se krag oor my gedagtes en my denke. In Jesus naam. En dan wil ek hê jy moet die helm van verlossing oor jou gedagtes sit. In die Gees sê, Here, ek sit die helm op. Wat Johannes het hom op jou kop en sê, Here, my gedagtes, my denke, kom was my met die bloed. Ek kies om my gedagtes in lyn te bring met die woord. Kom vul my met die woord. Kom vul my met die waarheid. Ek bestraf die leuns in Jesus naam. Die woord maak my vry. In Jesus naam. In Jesus naam. Here, ek maak my ore toe vir die leuns. Maak jou ore toe, sit jou hande daar. Here, ek salf my ore toe vir leuns van die vyand. Ek salf hulle toe, ek maak hulle toe. Ek maak my oor toe vir die leuns, vir die dinge van die vyand, vir versoeking, vir verleider, vir die welles van hierdie wêreld. Vir pornografie, vir goed wat my oë wil wegtrek, vir leuns, vir mans, vir vrouens wat te groot smaai en my aandag aftrek. Ek salf dit af in Jesus naam. Here, ek salf my mond af. Ek salf my lippe af om die evangelie van Jesus te spreek in plaas van om dood te spreek, om negatief te wees, om te veel te eet of om te min te eet. Here, help my om te sê dit wat die Gees van die Here wil sê. Help my dat ek 'n wag voor my mond kan plaas, dat ek my tong in toom sal hou. Here, ek gee my hele siege, my mind, my emosie, my kop, my siel vir U. Kom lei my, kom hernuwe my, kom vernuwe my. In Jesus naam.
My liggaam is u voertuig. Ek gee my liggaam vir u. Help my om my hierdie voertuig te bestuur tot eer van u naam. Here, kom hou ook hierdie voertuig in stand. Kom diens hierdie voertuig met u bloed vandag. In Jesus naam. En nou as jy saam met my stem sê, ek is tot alles in staat. Deur Christus wat my krag gee. Sê ek is tot alles in staat. Deur Christus wat my krag gee. Ek is tot alles in staat. Deur Christus wat my krag gee. Ek is tot alles in staat. Deur Christus wat my krag gee. Ek het die krag in Christus wat my in staat stel om alles te doen. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Want God, Jesus Christus, het my nie 'n gees van vreesagtigheid gegee, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Want God het my nie 'n gees van vreesagtigheid gegee, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Okay, nou wil ek oor jou lewe spreek. Maak jou oë toe. Fokus op wat ek sê en spreek dit oor jou lewe uit. Sê, want God het my nie 'n gees van vrees gegee, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Ek het krag, liefde en selfbeheersing in Jesus. Ek het nie 'n gees van vrees in Jesus nie. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Alles sal sy knie buig oor die naam wat bo elke naam is. Want I am somewhere in the future and I look much better than what I look right now. I'm somewhere in the future and I look better than what I look right now. Kom ons spreek dit oor jou lewe. Sê, I'm somewhere in the future and I look better than what I look right now. I'm a new creation. I'm a brand new man. Come on, I'm a new creation. I'm a brand new man. All things have passed away. I'm a brand new man. I'm a brand new woman. I'm a brand new creation. Amen. Kom ons gee die Here 'n goeie lof op Amen. Halleluja. Halleluja. Jy's 'n nuwe skepsel van God. Jy het dit uitgespreek oor jou lewe. Jy het dit uitgeproklameer. Dis gehypotaso, dis onder die voete van Jesus. Moenie dat iemand dit terugbring oor jou lewe nie. Moenie jy dit terugvat nie. Moenie dit onder sy voete gaan uithaal nie. Moenie die engele, die bose magte en kragte, die krag gee wat Jesus weggevat het. Jy het dit vir Jesus gegee. Amen. Bring vanmôre God se woord. Mag die Here die naprediker vanmôre wees. Mag jy daai oorwinning vat vanmôre. Mag jy weet jy's 'n nuwe mens. In sy bloed, deur Jesus, is jy 'n nuwe skepsel. Amen. Halleluja. This reason
God has highly exalted him and bestowed on him the name which is above every name, so that at the name of Jesus, every knee shall bow, of those who are in heaven and on earth and under the earth, and that every tongue will confess and openly acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.